Goeienaand, geliefdes. Ek groet julle in die mooi naam van Jesus. Ek vanaand vir my boodskap 'n tema kan gee. Wil ek sê, moenie spoed verloor nie. Hou jou spoed. Moenie spoed verloor nie. Moenie moeg raak nie. Ek gaan julle 'n storieetjie vertel, maar gaan julle eers 'n skrif gee op dit. As ons lees in Hebreërs 12 vers 1 en 2. Daarom dan, terwyl ons 'n groot wolk van getuienis rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en dan sonde wat ons so mekaar omring volhard en die wedloop wat voor ons lê aflê. Die oog gefestig op Jesus, die leidsman en volëindiging van ons geloof, wat vir die vreugde van hom voorhou is, 'n kruis gedra het en skande verag het en aan die regterhand van God op die troon gaan sit het. As ek nou ietsie kan saambring en dit net so 'n bietjie 'n storieetjie vir julle vertel. So baie, so eentjie van die af by Groenvallei was daar 'n volhardende tuinier. Groenvallei is die plek waar al die groengoed, die vrugte en die groente en alles. Nou die tuin was bestuur deur 'n ou oom met die naam Dawid. Maar Dawid het ongelooflike tyd in sy tuin ingesit. En die hele dorp het geëet, soos ek gesê het geëet uit die tuin. Maar oom Dawid het vroegoggend in die tuin al gewerk. Vroegoggend het hy dit omgespit, die bossie saadjies gesaai, die onkruid uitgetrek en nat gemaak wat moet nat gemaak word. Hy het met soveel liefde en toewyding het hy sy tuin gedei, dat sy tuin gedei het. So het die jare aangestap. En Dawid het bietjie ouer geword. Die hande wil nie meer nie en die rug geseer. En hy sê party daarna staan hy op en sê hy, "Ja, voor my dag kan begin is ek al moeg. Ja, ek sien nie uit na hierdie dag nie." So, hy het nie die krag en die sterkte gehad wat hy voorheen gehad het nie. Die jonger mense op die dorpie sê toe vir hom Jan, hy sê, oom, res 'n bietjie man. Oom, res. Oom, ons het genoeg het oom vir ons gesorg. Oom het genoeg, lank genoeg het hom gegee vir die dorp. Dis tyd om bietjie te rus. En die resultaat wat oom Jan gee, mense is nooit te oud om aan te hou nie. En met sy momentum het hy aangehou, stadig, bietjie vir bietjie, het hy aangegaan en dalk bietjie, een ding op 'n dag gedoen. Dalk nie alles gedoen wat hy kon doen toe hy jonger was nie. Dit is 'n leer baie belangrikheid, die ding, aan die volharding van ons geloof. Die les uit die hele storie is, laat ons kan weet, ons moet vashou aan dit wat ons glo. En al party daar voel ons, ja, Here, moet ek aangaan. Ek is moedeloos. Hoekom gebeur dit? Hoekom gebeur dit, Here? Dan is dit is gestuur op jou pad. En die Bybel sê, hy sal jou nie beproef bo jou kragte nie. So die hele storie van aan die einde toe sê oom Dawid vir hulle, ek sal nie so vinnig kan werk soos in my jonger dae nie, maar ek sal aangaan. Ekskuus julle. 'n goeie groei en broei van oom Dawid wat hy in sy tuin gehad het. Kan 'n voorstelling wees van die groei van die koninkryk van God. Net so is 'n tuin soos 'n tuin aandag nodig het. So ook het ons geloof en ons verhouding met God konstante aandag nodig.
Die vrugte en die groente wat in hom Dawid se tuin gegroei het. Simbolies van die resultate wat in die lyn met God se wil geleef word, soos om vrug te dra, om Dawid se vrug wat hy gedra het, daai deursettingsvermoë en aanhou tot op die laaste. Jesus as die herder, as ek nou om Dawid na Jesus toe kan bring. In Johannes 10 sê hy sal sy skape ken en vir hulle sorg, net soos om Dawid sy plante geken en versorg het. Soos om Dawid die tuin versorg het, so het Jesus elkeen wat na hom toe kom met deernis en begrip hanteer. Hou vas, mense, hou vas. Jy moenie spoed verloor nie. Hou vas. Ons gaan hom eendag sien.